Geliefdes, goeiemôre aan almal en baie welkom by ons erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Dit is altyd 'n voorreg dat ons, al is dit net een keer 'n week, saam stil kan word en kan fokus op die woord van God en dit wat hy op ons harte druk. Geliefdes, seën vir elkeen van julle. Nou, ek sal graag ook net 'n bietjie terugvoer wil gee. 'n geruime tydjie terug het 'n paar gemeentelede na ons toe uitgereik en gesê, maar die aanlyn dienste, daar is so 'n bietjie van 'n uitdaging met advertensies. Nou geliefdes, ons het al 'n bietjie ondersoek ingestel en dit lyk nie asof daar veel is wat ons daaromtrent kan doen nie, maar ek wil 'n snaakse storie vertel wat 'n gemeentelid met my gedeel het rakende hierdie advertensies. Nou net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, YouTube en Facebook, die manier hoe hulle advertensies implementeer, is hulle soek doelbewus oomblikke in 'n mens se opname waar dit bietjie stiller is, waar daar nie gereeld gepraat word nie, en dan word 'n advertensie of so dan in daardie tydperk gesit met die doel dat wat ook al gesê was nie onderbreek sal word nie. Nou, soos julle weet, as 'n gemeente benut ons stilte tye tydens die erediens nie net maar vir stilte nie, maar vir goeie rede. En een van die gemeentelede reik toe uit en sê vir my, maar soos wat die erediens begin het, was daar 'n stilte oomblik gegee en die persoon het hulle kop gesak en hulle oë toegemaak en nou werklik 'n punt daarvan probeer maak om tot die Here deur te dring. En soos hulle besig was om stil te word, al die chaos, al die gejaagdheid, die geraas van die wêreld buite af te sluit, sonder dat hulle dit sien, toe skop daar advertensie in van die Gautrain. En ewe skielik net 'n geraas, alles waarvan die persoon probeer wegvlug het, spoel toe so oor, en toe hulle oë ewe skielik oopmaak, toe adverteer hulle die Gautrain dienste. Maar geliefdes, hoe snaaks, ja, dit is 'n uitdaging, maar ja, mens kan nie anders as om net bietjie te lag nie. Geliefdes, dan net een afkondiging wat ek graag wil deel. Hierdie komende Sondag, die 7de Junie, is dit vir ons 'n baie groot voorreg om die volgende bring en braai geleentheid by ons gemeente te hou. Nou, nie so streng die bring aspek nie, want vleispakkies word verskaf teen R30 en bejaardes, bedoelende bo 65, kry 'n braaipakkie verniet. Maar almal van julle is meer as welkom. Ons vra indien moontlik dat julle 'n bykos bring wat gedeel kan word, eetgerei, ietsie om te drink, maar geliefdes, ons wil ook so ver gaan as om te sê, al het julle dit nie die dag gebring nie en julle is by die kerk, is julle meer as welkom. Ons het messe en frikke en borde en ietsie om te drink, so kom kuier saam hierdie komende Sondag direk na die erediens. Maar geliefdes, dit ons afkondigings. Kom, ons word stil en hopelik sal dit nie die keer onderbreek word deur 'n advertensie nie. Ek gaan net so 'n oomblik gee dat elkeen van ons werklik net sal keer tot die Here, en dan gaan ek die erediens begin deur 'n wotum te lees. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Ek herhaal, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, ek begin vandag se gebed deur elke liewe persoon wie inskakel, daar waar ook al hulle is, verspreid oor die land of oor die wêreld, om hulle en hulle uitdagings aan U op te dra. Here, ons sukkel om by te bly met hoe vinnig hierdie jaar met ons weghardloop. Het is vreemd om te dink ons is al basies halfpad deur hierdie jaar. En dit voel asof so min bevordering plaasgevind het, maar tog so baie waaraan ons swaar dra. En dan nog nie eens gepraat van dit wat alles voor lê, die bekommernisse en alles wat ons nog moet doen nie. Daarom wil ek vra, Here, die wie inskakel, Here, al die kinders verspreid oor die wêreld.
dat U werklik vir hulle sal troos, vir hulle sal krag kom gee, hulle vernuwe deur die Gees, dat ons altyd met 'n oortuiging, Here, met 'n sekerheid sal kan sê, daar waar ook al ons gaan, is U saam met ons. Nie vir 'n oomblik verlaat ons nie. U Gees het 'n vaste woning in ons kom kry. Maar Here, deur dit, dat ons ook sal weet wat dit beteken, dat die Gees in ons 'n woning het. Dat ons U kinders is, dat U ons aangeneem het, vir ons lief is, ons aanvaar. Nie oor dit wat ons bygedra het, of die goeie lewe wat ons leef nie, maar uit die genade en die liefde alleen. Here, wees asseblief met al die kinders. Ons dra swaar, Here. Daar is daar waar ons nie die einde van die tonnel kan sien nie. En dan wil ek hê dat ons altyd moet weet, maar U woord en die Gees is ons bron van lig. Laat ons U sal koester in alles wat ons doen. Maar Here, terselfdertyd wil ons vir U ook kom dank vir die nuwe lewe wat U vir ons gee. 'n Nuwe moontlikheid wat aan ons oorgedra is. Die Seun wat vir ons die finale prys kom betaal het. Alles dat ons 'n ewigheid saam met U kan spandeer, dat ons nie verlore sal gaan nie. Dat die dood nie sal triomfeer nie. Maar dat ons in U 'n toekoms sal hê. Here, ons verstaan nie altyd alles nie. Ons het nie al die hoekoms en die waaroms nie. Baie kere oorweldig dit wat U vir ons doen ons. Help asseblief dat ons op so 'n punt kan kom, Here, waar ons onderskeid kan tref tussen wat ons moet verstaan en dit wat ons moet glo. Here, ons is nie slim genoeg om eers te begin om U werke te aanskou en tot op 'n punt te kan kom van ons verstaan dit nie. Maar Here, ek wil hê dat elkeen van ons kan getuig, ons is afhanklik van U, irrelevant of ons alles verstaan of nie. Ons hart roep ons na U toe. Seën ons, Here, met ons pad saam met U vorentoe. Hou ons vas. En Here, daar waar ons sukkel en struikel, dat ons weet, ons kan altyd op U staat maak. En daar waar ons uitgedaag word, laat ons weet, ons is nooit alleen nie. Ons dankie, Here, vir U onophoudelike genade en liefde. En ons dankie vir die Gees wat nou in ons woon. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, let wel, daar gaan 'n hele klompie gedeeltes wees waarna ons saam gaan kyk. Indien julle al so lank wil oopmaak, dit is in ons beskrywing op ons YouTube en Facebook. Blaai as 'n mens net bietjie afskraal, soos hulle sê, sal julle al die tekste sien, maar die twee hoofgedeeltes waarna ons saam gaan kyk, eers bietjie later in die erediens, kom uit Romeine 8 en Galasiërs 4. Ons tema vir vandag, die misterie van die Triniteit, geopenbaar deur die Triniteit. Is dit nou nie vir ons 'n raaiselagtige beeld nie? Die misterie van die Triniteit, geopenbaar deur die Triniteit. Dit voel amper asof ons 'n hele klompie legkaartstukkies kort is, en ons probeer nou sin maak van wat ek hier probeer oordra, maar geliefdes, moenie bekommer nie. Soos ons verder deur die erediens gaan ek stelselmatig bietjie meer van hierdie legkaartstukkies vir ons gee, dat ons ietwat van 'n volle prent sal kan kry. Let wel, klem op nie heeltemal nie. Vandag in die kerke reg oor die wêreld word Drie-eenheid Sondag herdenk. Dit vorm ook deel van ons liturgiese kalender, alhoewel dit nie 'n groot fees is wat herdenk word soos byvoorbeeld Paasfees nie, maar eerder 'n teologiese tema waarop daar dan pertinent gefokus en bespreek word. En hierdie tema is die doktrine of leerstellings van die Triniteit, dat God homself aan ons geopenbaar het as 3 persone, maar dat die 3 persone tog een in wese is. En geliefdes, ek wil vandag hierby stil staan, want dit vorm wesenlik deel van wat ons geloof is.
En ek voel, daar word nie eintlik genoeg tyd hieraan spandeer in die Triniteit in geheel. Ja, ons praat af en toe daaroor, ons verwys daarna, maar dis baie min dat ons daarby stil staan en tot 'n dieper verstaan beweeg. Het julle geweet dat die woorde Triniteit of God drie-enig nie 'n enkele keer in die hele Bybel na vore kom nie? Nêrens in die Bybel het ons 'n teks of 'n paar tekste wat sê die Triniteit is dit of God drie-enig is dat nie. Sekere vertalings oor die jare het die Triniteit of God drie-enig bygevoeg, maar dit kom nie na vore in die oorspronklike vertalings nie, die Hebreëus en die Grieks. Daar is nie 'n gedeelte wat vir ons 'n kort en kragtige opsomming gee oor die ondeurgrondelikheid en die misterie van die Triniteit nie. Party mense mag dalk nou hierop reageer en sê, okay, nee, maar wag. Kom ons stop gou die lorry. En nie net gaan ons hierdie lorry stop nie, ons gaan die handrem optrek, ons gaan die engine afsit en ons gaan sommer uit hierdie lorry uitklim. As Triniteit, die woord Triniteit of God drie-enig nie in die Bybel genoem word nie, beteken dit dan dat dit nie waar is nie? Dat eers hoeveel jare terug het iemand die verkeerde boodskap beet gekry en hulle het nou maar daarmee gehardloop en nou sit ons met die gebakte pere. En beteken dit nou dat ons hele verhouding met God en hierdie hele misterie van die Triniteit moet ons herevalueer of ons moet dit verwyder of geliefdes? Nee, glad nie. Maar ek wil bylas. Het julle geweet dat die woord Bybel kom ook nie in die hele Bybel na vore nie? So, wat nou? As die Bybel, mos nou nie praat oor die Bybel nie, hoe kan ons dan enigstens die Bybel gebruik? Het julle geweet die terme Ou en Nuwe Testament kom ook nie in die Bybel na vore nie. Tog deel ons Bybels daar volgens in, tog gebruik ons dit. Bloot omdat die woord Triniteit nie in die Bybel na vore kom nie, beteken dit nie dat dit nie bestaan nie. Ek wil 'n ander manier dieselfde punt probeer oordra. Toe ek studeer het, ek deel graag 'n paar van die hoofvakke wat ek gehad het. Dogmatiek of dogmatiese studies. Hermeneutiek, Ou Testamentiese studies, Nuwe Testamentiese studies, geestes- en sendingswetenskap, antieke tale, Hebreëus en Grieks, en nog 'n hele klompie ander groot woorde. Maar nie een van hierdie woorde of frases kry ons in die Bybel vandag nie. Beteken dit dan, dit wat ek bestudeer het, is totaal en al verkeerd? Dat my werk, my roeping as 'n predikant eintlik ongeldig is? Nee. Want my vakke was, en steeds dit wat nou vandag aangebied word, is teologiese samevattings van dit wat in die Bybel voorkom, 'n sambreel term, 'n opsommende term van 'n spesifieke tema of temas, en net so is die term Triniteit, 'n teologiese samevatting van wat die Bybel ons leer rakende die wese van God. In ander woorde, mense het die Bybel begin bestudeer en al te duidelik agtergekom, maar hier's 'n dieper waarheid wat die Bybel aan ons oordra rakende die wese van God. Inteendeel, daar's nie net een waarheid wat herhaaldelik na vore kom nie, daar is 3. Die eerste waarheid wat die mens al te vinnig agtergekom het rakende die wese van God. God die Vader. Geliefdes, ek gaan hier 'n hele klompie Bybelverse met julle deel. Ek gaan dit baie vinnig doen en ek gaan baie van hulle net gedeeltelik met julle deel, maar die van julle wat dit verder wil lees, dit is in die beskrywing van ons erediens. Jesaja 63 vers 16 sê, U is tog ons Vader. Matteus 6 vers 9 sê, ons Vader wat in die hemel is. Maleagi 2 vers 10 sê, ons het tog almal een Vader. Deuteronomium 32 vers 6 sê, is die Here nie jou Vader, jou Skepper nie. 2 Korintiërs 6 vers 18 sê, en ek sal vir julle 'n Vader wees. Hierdie waarheid, hierdie beskrywing, hierdie titel van God as Vader, kom om en by 250 keer reg deur die Bybel na vore. Die tweede waarheid wat die mens gesien het, soos hulle die Bybel bestudeer het, God
die Seun. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Die woord hier is verwysend na Jesus. Hy het van die begin af saam God gelewe, want hy was self God. Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Jesus het dit gesê. Johannes 20 vers 28, Thomas, wat reageer het op Jesus se wonde en sy hand wat hy in sy sy kon steek, hy sê toe, my Here en my God. Thomas sê vir Jesus, maar jy is my God. Kolossense 1 vers 15, die Seun is die beeld van God. 1 Johannes 5 vers 20, hy is die ware God en die ewige lewe. Hierdie is verwysend na Jesus. In die Ou Testament lees ons gereeld dat God genoem word die koning van Israel, die koning van die Jode. En toe Pontius Pilatus vir Jesus vra, kort voor sy kruisiging, is jy die koning van die Jode? Toe antwoord Jesus hom, dit is soos u sê. Die skrif laat ons dus nie toe om Jesus as net nog 'n goeie mens of net nog 'n profeet te sien nie, maar God wat self mens geword het. Die derde waarheid wat die Bybel oorgedra het rakende die wese van God, God die Heilige Gees. Handelinge 5 vers 3 tot 4, Petrus spreek hier vir Ananias aan toe hy gelieg het. Daar staan in die begin van vers 3, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal, om vir die Heilige Gees te lieg? En dan aan die einde van vers 4, jy het nie vir mens gelieg nie, maar vir God. In 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Romeine 8 vers 9, want die Gees van God woon in julle. Galasiërs 4 vers 6, en omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Die Heilige Gees wat nou in ons woon, wat ons kom vernuwe, ons lei tot nuwe hoogtes, is nie net sommer maar 'n krag of 'n mag van weet nie waaraf of positiewe denke nie. Nee, dit is die Gees van God. Kenners en teoloë het al hierdie en soveel ander tekste aanskou en tot die gevolgtrekking gekom, hierdie kan nie per toeval wees nie. Soveel verskillende boeke en briewe, wat hoeveel jare, honderde jare uitmekaar geskryf is, wat deur verskillende mense geskryf is, kom getuig van presies dieselfde ding. God word op 3 verskillende maniere aan ons geopenbaar. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou geliefdes, nou sit ons met 'n uitdaging. Hier word 3 persone aan ons oorgedra rakende wie en wat God is. 3 persone, maar 1 wese. Gaan dit nie net makliker wees om eerder te sê, maar ons glo in 3 aparte gode nie. Die Vader die een God, die Seun 'n ander God en die Heilige Gees 'n ander. Dit gaan soveel van hierdie misterie en ondeurgrondelikheid van die Triniteit verwyder. Dit gaan dinge vir ons soveel makliker maak. Ek lees vir ons Jesaja 44 vers 6, as ook Romeine 3 vers 30a. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige. Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Romeine 3 vers 30a, want daar is net een God. Nie 3 gode nie, 1. Christendom is wat ons noem 'n monoteïstiese godsdiens, bedoelende net een God. En geliefdes, dit word op soveel verskillende tekste reg deur die Bybel gewys, nie net hierdie 2 wat ek nou gedeel het nie. So wat nou? Daar is nie 3 gode nie, daar's 1. Maar daar's 3 persone tot hierdie een God. So hoe gaan ons te werke om dit te verstaan? Ek weet nie van die wiskunde wat elkeen van julle gedoen het nie, maar vir my is daar op 'n baie jong ouderdom geleer, maar 1 + 1 + 1 is 3, nie 1 nie.
En die paar kere wat ek vir die juffrou nou so 'n bietjie teen die mure uitgedryf het, en ek vir haar gesê het, maar juffrou, het juffrou geweet 1 + 1 + 1 is eintlik 1, want die Bybel sê so. En sy my so skeef aankyk en sê ek moet op aan myself slim hou. Ag geliefdes, wat doen ons? Waar begin ons om die Triniteit te verstaan? Wel, ek dink nie julle gaan noodwendig hierdie antwoord verwag nie. Ons doen nie. Ons kan dit nie verstaan nie. En baie, baie belangrik, ons is nie veronderstel om dit te verstaan nie. Baie mense probeer met die beste van intensies, deur pragtige metafore en stories, die misterie van die Triniteit te probeer opsom, vas te vang. Die albekende eier voorbeeld. Baie keer sal mense 'n eier hou en sê, maar dit is hoe die Triniteit werk. Dis een eier, maar dit bestaan uit 3 dele. Die eierdop, die wit en die geel. Ander mense sal weer die water eksperiment wys. Maar water kom in 3 verskillende vorme na vore. Vaste stof, vloeistof en 'n gas. Ander sal weer ander roete volg en sê, maar 'n familie beskryf die Triniteit. Die pa, die ma en die kind of die kinders. Een familie, maar steeds 3 saam. Of 'n boom, die wortels, die stam, die blare, een boom, maar 3 verskillende vorme. Hoe pragtig en hoe oulik hierdie verskillende metafore beelde is. Geliefdes, dit kan nie begin om die Triniteit te beskryf nie. Dit is hoekom ek in die begin van die erediens die tema oorgedra het, die misterie van die Triniteit geopenbaar deur die Triniteit. Want dit sal altyd vir ons 'n misterie bly. Ons is beperk, ons is magtig, God is almagtig. Steeds kom openbaar God homself aan ons deur die Triniteit, deur die 3 persone, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Nie sodat ons dit kan verstaan nie, maar sodat ons in 'n verhouding met hom kan tree, dit kan glo en bely. Daar is 'n baie groot verskil tussen om iets te verstaan teenoor om iets te glo. Om iets te verstaan beteken ons het genoeg kennis daarvan opgedoen. Ons het genoeg feite en inligting en deur al hierdie wat ons nou so bymekaar begin kry het ons tot op 'n punt gekom waar ons kan sê, maar ek verstaan dit. Hierdie maak nou vir my sin, daar is nie eintlik vir my veel onsekerhede meer oor nie. Om te glo, kyk dieper as bloot die rasionele, die intellektuele. In sy hart word betrek. Ons vertrou op dit wat bo ons verstand is, bo ons begrip. 'n Verhouding met God is nie gebou op ons wat alles ten volle sal kan verstaan of genoeg kennis daarvan kan opdoen, dat daar geen misterie meer is nie. Maar eerder ons wat in ons onkunde na God toe uitreik en sê, my Here, my God, ek verstaan nie alles nie. Daar is soveel dinge in hierdie lewe wat nie vir my sin maak nie. Hoeveel kere is my wiskunde nog 1 + 1 + 1 is 3? Maar ten spyte van dit alles vertrou ek op U, plaas ek my hoop op U en ek bely dit. Want wat belangrik is nie dat ek alles begryp nie, maar eerder ek wat aan U vashou te midde van dit alles. Ek lees 1 Korintiërs 13 vers 12, dit sê, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Daarom sê ons nie dat ons die Triniteit verstaan nie, maar dat ons daarin glo en dit bely. Vanoggend se skriflesing, Romeine 8, is nie 'n opsomming van die Triniteit nie, want soos ek vroeër uitgelig het, daar is nie so 'n teks wat dit in 'n neutedop aan ons oordra nie. Maar wat hierdie gedeelte wel baie mooi doen, is, hoe lyk 'n lewe wat gevorm is deur die werking van die Triniteit?
So geliefdes, kom ons lees hierdie gedeelte saam, Romeine 8 vers 12 tot 17. Daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan al die sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Paulus kom sê, maar ons staan nou onder 'n nuwe verpligting. Nie om volgens die sondige natuur te lewe nie, of volgens die Gees, hy is baie lief daarvoor om die vlees teenoor die Gees op te dra, maar dan eerder deur die Heilige Gees gelei te word. En almal wat hulle volgens die Gees van God laat lei, is kinders van God. Geliefdes, ek wil hier vir 'n oomblik stil staan en 'n baie belangrike beginsel oordra van ons kindskap tot God. 'n Mens is nie outomaties of vanselfsprekend 'n kind van God nie. Oor die jare het ons as mens die betekenis van kind van God afgewater tot dieselfde betekenis as geskape deur God, en daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. Almal is deur God geskaap, of jy nou daarin wil glo of nie, dis irrelevant. Dit ontneem nie die waarheid van God het hierdie ganse skepping, ons as mens, in mekaar ingeweef, uit niks gevorm nie. Kind van God is 'n nuwe identiteit, 'n nuwe status wat aan ons gegee word deur ons verhouding met hom. Ek lees vir ons Johannes 1, vers 12 tot 13, dit sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Of in ander woorde, toe ons in 'n verhouding met God ingetree het hy ons aangeneem. Wat beteken ons is sy eiendom, ons is aanvaar, ons is ingesluit, ons is geliefd. Nie deur ons eie aksies nie deur die wet wat ons onderhou nie deur die kwaliteit van lewe wat ons leef nie, maar deur Jesus Christus en sy kruisdood alleen. En nou dat ons aangenome kinders van God is, het ons die Heilige Gees ontvang as teken van ons kindskap tot God. En deur sy Gees staan ons nou onder 'n nuwe verpligting om as sy eiendom, verlos deur Jesus Christus, gelei deur die Heilige Gees, 'n nuwe lewe in sy naam te leef. Ek wil nog 'n gedeelte vir ons lees, Galasiërs 4, vers 4 tot 7, wat basies presies dieselfde sê as dit wat ek nou net uit Romeine gelees het, net uit 'n ander hoekpunt uit. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ek wil wat al twee van hierdie gedeeltes kortliks opsom in die lig van die Triniteit. God die Vader skenk aan ons 'n nuwe lewe. God die Seun
maak hierdie nuwe lewe moontlik deur vir ons aan die kruis te sterf. En God, die Heilige Gees, dien as teken tot hierdie nuwe lewe in God. En dit lei ons tot nuwe hoogtes. Geliefdes, ons sal nooit die Triniteit ten volle kan verstaan nie. Maar baie belangrik, ons het ook nie nodig nie. God het doelbewus genoeg van homself aan ons geopenbaar deur die Triniteit, sodat ons in 'n verhouding met hom kan tree, sodat ons kan glo en ons volle vertroue in hom kan plaas. Maar saam met dit, het hy ook vir ons kom wys, wat beteken dit om vernuwe te word deur die Triniteit. Deur die werking van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, het ons die voorreg, die verantwoordelikheid gekry, om as kinders van God te lewe. Mag ons nooit vergeet, wie ons aangeneem het, aan wie ons behoort nie. En mag ons nooit die waarde van kindskap tot God onderskat nie. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Liewe Here, dankie vir hierdie vertroostende boodskap. Van U het ons aangeneem. Waar die wêreld ons dalk nie wil aanvaar nie en waar ons al deur soveel mense weggestamp en weggegooi is, kan ons vandag getuig en sê, U sal dit nooit doen nie. U het ons ingenooi. Ons is geliefd. Nie deur dit wat ons op die tafel neersit nie, maar deur die prys wat U vir ons betaal het. Geef vir ons asseblief die nodige insig om te kan verstaan, maar die Triniteit is bo ons begrip. Maar Here, terselfdertyd wil ons vir U ook dankie sê, dat U doelbewus U self op so 'n vlak aan ons openbaar het, dat ons 'n verhouding met U kan hê, dat ons 'n pad saam met U kan stap. Help asseblief dat ons elke geleentheid tot 'n dieper verhouding met U sal koester, en dat ons U naam sal bekend maak daar waar ook al ons is. Ons loof U en ons dank U. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van God die Vader en die liefde van God die Seun en die teenwoordigheid van God die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.